Weet jy, my oorle man was lief vir sê, Leiard, dra jou dood. Nou is ek daar by die werk vandag. Nou het ek al klompe goede daar gevat en ek sien ek het nog in my foon opgetel. Nou het ek die plek, ek wil nie die goed neersit nie, nou vat ek die foon, dan sit ek hom hier onder my blad, dan knip ek hom my arm vas. Nou sê ek vir myself, jy moet nou mooi concentreer. Moet nou nie laat jy dit oorkom, soos wat die Bobbejaan dit oorgekom het. Die Bobbejaan steel mos, hoe steel hy piesang? Hy het mos 'n hele boom vol piesang voor hom, né? Nou is hy ou gretig. Dan pluk hy piesang met sy regterhand. Nou sit hy mos onder sy linkerarm, né? En dan lig hy sy linkerarm op om weer piesang te pluk. En op daai linkerhand sit hy weer die piesang onder sy regterarm. En so gaan hy voort en dan val hy so. Op die ou einde van die dag as hy klaar is, het hy net die een piesang onder die halte. En hy het hom 'n moes ou gewerk. Nou, dit het my nou aan dit laat dink toe ek met die foon loop. Nou vertel ek vir die ouens daar by die werk, die stuk van die piesang. Nou sê die een ou sê, hy was Haap Chrysalis Academy. En hy sê, daar by Toekai, daar, hy sê, hy het mos daar tussen die Bobbejane gewoon. Hy sê, hy het tussen die Bobbejane gewoon. Ek sê, hoe moet jy nou so, tussen die, ja, daar een kop geskynste daar so, ons het nou in ons huise gewoon, maar die Bobbejane daar rondom die huis rondgeloop. Hulle het presies geweet wanneer breakfast, middagete of aandete is, as hulle daar. En hy sê, die dag wat hulle gegaan het weer soontoe, was toe nou vir 'n fiksheidstoetse en onderhoude en allerlei toetse. Die ou het die storie misverstaan. Hy kom maar aan met 'n soet, want hy dink dit is amper soos 'n werksonderhoud. So het hulle hom gemaak, hardloop met daai soet. En hy het nou die oggend al met sy sak en takkie aangekom. Nog nie kans dat hier sê by 2:00 of 3:00 middag, ons hulle nou klaar. Toe is hierdie ou nou met sy soet poot uit. Van met skoentjies, met nou pointer skoentjies. Wat noem jy goed? Ja, puntskoentjies, ja. Puntskoentjies. Van met die goed as hy nou flou gehardloop. Nou gaan sit hy op die plek op die stoep. Daar so 6 trappies op. Nou sit hy op die stoep. Nou hulle sê Kentucky box hierdie sak het. Toe hy so opkyk, hy sien, sit hy net so klipgootjie weg. Sit die groot Bobbejaan, ek kyk vir hom. Hy sê, toe hy daai Kentucky bak oopmaak, toe bevorder hy Bobbejaan homself tot op die tweede trappie van hom. En hy kyk vir hom. Die ou ding weg, die trappies is breed. Hy sit die goed terug in die sak, dan loop hy. Nou kom die Bobbejaan knap agter hom aan. Hy sê, hy steek poot al en jy agter hom aan. Hy steek poot agter hom aan. Nou wys hy ook so met sy hande, soos wat jy nou met jou vingers sal wys, hy steek. Hy is poot in hom. Maar dit is asof hy half lig loop. Hy steek poot agter hom aan. Nou, hy sê, en die Bobbejaan nou dik. Hy hou net aan agterna kom. Hy sê, dit kos hom, die sak en takkie neersit. En toe stap hy verder, toe stap die Bobbejaan nie meer agter hom aan nie. Toe sit hy in die sak, Bobbejaan van die sak en takkie, gesit bo op jy se dak. Jy vreet alles op. Ja, en hy weet waar hy moet sit, dis veilig daar bo. Hy weet ons kan nie daar kom nie. Die ou vertel ook verder, hy sê nou het hulle op 'n stadium, hy gaan intrek vir die Chrysalis opleiding, by die gebouetjie daar in Toekai, of die klompie hostels daar. En, maar dis nou nie 'n hostel een gebou nie, dis nou losstaande saleitjies, of wat ook wat hulle bly. Hy sê, toe hulle die eerste aand, wat hulle nou intrek, nou pak jy mos nou jy het 'n rakkie, nou pak jy jou siepie, jou tandeborsteltjie, jou goedjies, jou toilet spray, jy weet daai goedjies, pak jy nou mooi op die rakkie. Toe hulle terugkom by die kamer, hulle het seker uit iewers heen. Toe hulle terugkom by die kamer, toe daai Bobbejaan 'n halwe koekie seep opreed. 'n halwe koekie seep opreed. En die seep ook sommer net daar neergegooi langs die bed, waar hy op die bed gesit het. En sy maag het saggies en continuously gegaan op die arme ou se bed. Hy kon nie op sy bed slaap hy aand.
Ek het nou nie gevra waar hy geslaap. Hy sê dis ek hy seep met sy maag. Die mekaar. Kon hy nie van die begin af gesien het die goed. Of het hy een groot chunk gevat? Nee. En nou sê hy ook, hulle sê vir die mense nie, hulle het nou nog nie vir hulle gesê nie, maar baie van die mense wat daar kom, lag en maak plakate om die Bobbejane uit te lok, om nou snaakse goed aan te vang. En dan maak hulle mos eintlik vir hulle mak, en hulle mag mos nie vir hulle kos gee nie. En lyk my, toe die manne nou aangekom het die eerste keer, toe die Bobbejane mos hy vibe opgetel, hulle is vriendelik. En dis juist wat jy nie moet doen nie. Dis juist wat jy nie moet doen nie. En ja, kyk, hy Bobbejane het sy Kentucky krag gekry, toe hy nou sien die mense is vriendelik, en nou is hulle bang vir hom. Ja, geval, nou vertel hy ou wat by Loosters gewerk het. Hy vertel nou vir my. Daai Bobbejane het in die berg wat die Boerdorp is. Daar waar die mense so mes steek en beklei en mekaar warm klappe gee en goeders. Hy sê, die Bobbejane, hulle kyk wat doen die mense wat so rowwe lewe hulle lei. Hy sê, die Bobbejane haar en die Boerdorp, hulle sien eendag, die Bobbejane en die hond is mekaar. Nou gewoonlik verskeer die Bobbejane om op sy bek. Hy sê, hy Bobbejane, hou die hond die agterteen sy koller vas, met sy een hand. En dan gaan vir hom een moerse klap die sy gevreed. As hy van byt nie, hy het nou geleer met die mens. En so daai boe byt gelukkig dan nou nie. Maar in elk geval, hy vertel ook verder, hy sê, hulle ry een dag deur die pas met die loosbakkie. Hy sê, nou is daar Bobbejane voor in die pad, nou die toeriste of wat ook al, dink ons vreeslik snaaks, hulle stop nou daar, om fotootjies te neem en so alles, hulle hou die hele verkeer op. Teen die tyd wat Loosebakkie werk, nou kyk, Loosebakkie het ons daai, agter jou canopy, waar jy sit van die bakkie, daar agter is hy mos hoog op met tralies amper, laat die meubels kan lekker staan. Vastgetrek kan word. Daai kat sê toe, hy kyk in sy treespiel. Toe staan daar twee Bobbejane agter op die loosbakkie geklim. Hulle staan op hulle agterpote met hulle hande hier teen die reëlings vasgehou, amper soos 'n plaaswerker of 'n arbeider wat agter op 'n bakkie ry. Hy sê, nou is hulle ge-worry. Die Bobbejane kan nie nou saamkom, hulle moet af. En hulle weet nie wat hulle doen hulle dag. Hulle ry 'n mooi spoetjie. Tot hulle sien die ou hartjies wapper en die oogies traan, soos hulle nou ry vir die Bobbejane. En hulle trap een moeseskoot briek. Laat hy goed vooroor die boor die bonnet tot binne in die pad loop val. Maar weet jy waar hy klip geweet het om te lê? Toe tel hy ene klip op en hy trek so terug om my klip te gooi, maar hy hou hom net so. Net om hulle te warning. Toe ja hulle maar. Skoolhoeder goed. By die mens afgekyk. Ja, en die ander storie van die Bobbejane kom weer daar van Frans Hoek se wêreld af waar die lot so verpes is. Ek wil nou nie diskrimineer teen hulle nie, maar hulle is maar snaakse figuurtjies en hulle hou maar die mens dop. Hulle sê daar het hulle so in die huise ingebreek. Laat die ene ou wat video footage gekyk het van die inbraak, toe sien hy mos dis nie mens nie, dis Bobbejane. Nou wys die video footage. Die Bobbejane gaan in die kombuis en hy sien daar by die broodblik. Maak die broodblik oop. Hy vat sy hand so en hy squeeze die brood so vir die varsigheidstoets. En het hom so gesqueeze, het hom net so gelos, sy kop geskit en hy stap toe al aan. En ja, hoe hulle nou geleer het en hulle eet net die vars brood, hulle het niks gedoen met ou brood. Hy sal op 'n ander plek weer vars brood kry. En ja, dis nou Frans Hoek se Bobbejane, caught on camera, hoe sê jy? Candid camera.